So Anton, vandag se vraag is hoe om gesonde grense in te stel. Met ander woorde, hoe om nee te sê. Maar nou dink ek by myself as ek dit nou vir jou vra, is dit om hoe om nee te sê, is dit dan die hele idee van grense? So, kyk, Lisa, ek dink dit is so 'n goeie vraag. Want grense het soveel verskillende aspekte. Ek dink die een aspek is dit 'n vraag vir wie mense moet grense stel? Is dit 'n grens vir iets? Is dit 'n grens wat jy soms vir jouself moet stel? Daar's verskillende hoeke waarna ons hierna kan kyk. Want ek dink dat in baie gevalle sukkel mense om nee te sê indien hulle baie druk van buite af kry en dan moet sekere dinge gedoen word of dat hulle voel hulle word dalk geboelie om dinge te doen of dat iemand hulle onregverdig behandel. Of dat hulle so gewoond is om ja te sê dat mense altyd op hulle staat maak as daar iets gebak moet word by die kerkbazaar of as daar iets met jou motor fout is, dan kry jy 'n oproep van jou buurman of iemand af in die straat wat vra of jy gou kan kom kyk. En dit kan baie uitputtend raak. Ek dink dis een aspek daarvoor. Ek dink 'n ander aspek daarvan is natuurlik ook om sekere grense te stel as dit kom by gesonde gewoontes. Soos byvoorbeeld om nie vir jou daardie ekstra pak koekies in jou trolly te sit in die winkel nie of daardie ekstra bottel wyn saam te neem huis toe nie, weet. En dat dit soms ook 'n gewoonte is wat jy dalk net 'n paar ekstra goedjies omdat dit op special is insit en so wat nie nodig is nie en dan jy gaan ook nooit daardie koekies eet as dit nie in jou huis is nie, maar nou is dit in jou huis en nou is dit moeilik om nee te sê daarvoor. En ek dink dan die ander gedeelte is dalk meer in jou eie interne wêreld waar dit nie so maklik is om nee te sê vir sekere gedagtes wat jou pla nie, sekere idees wat by jou opkom nie. En veral dan van die negatiewe gedagtes, bekommernisse veral om nee te sê daarvoor. En dit kan dan jou lewe meer 'n donker kleur gee want dan is jou fokus baie op hierdie negativiteite wat nie van buite af kom nie maar wat hier binnekant jou uitspeel. Ek dink alles wat jy hierso sê is so relevant tot die gevoel daarvan. Want ek dink baie keer, selfs as ek ook nie, as ek dit nie kan regkry om vir iemand nee te sê nie, of ek voel iemand misbruik dalk my tyd, dan voel ek nie so seer kwaad vir daai persoon nie, ek voel maar vies vir myself en ek voel, ag jissie, kan ek nie maar net nou ook maar net vir myself nou opstaan of kan ek nie maar net nee sê nie of ander mense sal vir mense sê. Hoekom hou jy aan om ja te sê? Sê net nee erns. Hmm. Maar ek dink dit is so daai ding van soos jy sê, dit is so integraal in 'n mens in van hoe jy voel oor jouself dat dit raak so half of 'n hele plaat wat oor en oor vashang. Maar maar die groot vraag wat almal altyd wil weet is Anton, is dan nou maar hoe sê mens nee? Want mens voel tog so selfsugtig om eintlik nee te sê. Ek dink moontlik selfsugtig en ek gaan definitief daar wil klem lê, maar ek dink ook eintlik wat jy sê van jou eie ervaring dat jy ook soms so onseker kan wees van jouself dat jy ja sê. En ek dink dit is 'n baie basiese behoefte wat ons het ook om ingesluit te word. Dat ons baie bang is ons word dalk uitgesluit as ons nee sê. Ons wil graag deel wees van 'n groep, ons wil graag nuttig wees, ons wil graag diens lewer. En dan maak dit dat jy ja sê vir 'n klomp dinge wat jy dalk goed in is, maar wat dalk nog by jou tyd by die werk moet kom, jou gesindheid moet kom, jou eie stokperdjies moet kom en dit laai net op en dit laai op. En dit weer eens kan jou laat uitbrand, nie as gevolg van jou werk nie, maar as gevolg van hierdie, ek wil amper sê dienslewering wat jy lewer vir 'n klomp mense by jou. So ek dink die onsekerheid binne jouself. Die tweede ding is mense is baie keer bekommerd dat hulle selfsugtig gaan wees om nee te sê. Iemand het my hierdie week ook gevra, maar is dit nie selfsugtig om soos Jung te sê om te individualiseer nie, om met ander woorde jouself te word nie, want beteken dit nie jy sluit ander mense uit nie, wat ek dink 'n baie goeie vraag is. So ek dink soms is dit ook mense wat regtig emosioneel intelligent is en weet sielkundig lees oor goed en so voort, wat ook sukkel met hierdie idee van om nee te sê, want waar is die grens waar dit gaan net oor jou en waar dit dalk gaan oor ander mense? En ek dink ons het ook groot geword met idees van jou naaste eerste stel. Eerste kyk na ander mense. Maak seker al die ander mense is okay en is okay as jy laaste kom. Maar dis nie 'n gesonde beginsel nie. Dis nie gebalanseerd nie.
En ek dink wat die belangrike vraag is in terme van om daai balans te kry. Dis nie om nou heeltemal na die ander kant toe te gaan en die heeltyd nee te sê nie. Dit gaan oor balans. En weer dink ek om dit te oefen, gaan dalk soms baie klein stappies vat om net te sê ek kan nie nou nie, maar kan ek jou môre daarmee help? Weet jy wat, ek het al soveel werk op my lesenaar, maar miskien moet ons net hier onder mekaar in die kantoor rondvra wie jou daar kan help daarmee. Of weet jy, kom ons doen hierdie elke tweede jaar as ek nou by die kerkbazaar of wat ook al iets doen, dat ons 'n rooster opstel dat hierdie jaar my jaar is en volgende jaar is iemand anders se jaar. So praktiese planne in stel te stel om ook dit makliker te maak vir jou om nee te sê. Ja, maar dis wat ek hou van wat jy sê is ook die hoe 'n mens nee sê, dat jy nie hoef die baba in die badwater uit te gooi en heeltemal mal te gaan nie. Jy kan vir iemand net sê, "Ag, weet jy nou, ek wil verskriklik." En jy hoef ook nie te jok nie. Ek dink dis die ander ding wat mense voor bang is, nou moet ek jok. Jy kan net sê, Nee, "Weet jy, die afgelope tyd was bietjie woes, ek is nogal moeg. Kan ek dalk vir jou dan so?" Of om net daai eerlikheid in te bring. Maar natuurlik, dit is ons nou gesê, jy gaan dit nie altyd reg kry nie. Dit gaan 'n proses wees. Jy gaan dit met oefen en jy moet met klein stappies begin. Maar die groot probleem is ook iemand wat gewoond daaraan is dat jy iets vir hulle doen die heeltyd, gaan nie noodwendig baie mooi daarop reageer nie. Ek dink dis waarvoor ons ook baie bang is. Sê nou maar Sunny sê toe maar, jy weet Lise, jy doen dit dan altyd. Hoekom is jy nou so? Né? En Sandy kan heel moontlik dit dan sê en hoe 'n mens net moet voorbereid wees op die reaksie wat terug kan kom. absoluut. En ek dink wat ook baie keer uitspeel is dat iemand wat baie keer ja sê, is ook nie geneig om self hulp te vra nie. So hulle gee baie ondersteuning en baie hulp, maar hulle sal baie moeilik vra, kan jy vir my hiermee help of weet jy dalk tydjie hiermee, want dit is asof hulle dan nog al daai tipe dinge op hulle self wil dra en ook voel selfsugtig om dit op iemand anders te plaas. Alhoewel hulle ander mense se las op hulle self neem, wil hulle nie iemand anders te belas met dinge wat dalk baie makliker kan wees as iemand hulle kan help nie. So ek dink dit is net so belangrik om te dink waar jy dalk ander mense se hulp ook kan nuttig vind en waar jy ook vir hulle vra, kan jy dalk 'n tydjie afstaan hiervoor. Nou soos ons praat en jy het dit ook gesê, is daar mense wat dit al so lank al is dit hulle patroon. Iets kon gebeur in die kinderjare, iets wat hulle dat voel, dit is hoe waar hulle beheer kry of die nodige aandag kry of die nodige liefde kry en niemand blameer 'n mens daarvoor nie. Hoekom is dit iets om na te kyk? Hoekom is dit iets om wel aan te spreek in 'n mens se lewe of net 'n bietjie te kyk oor hoekom gebeur dit? Want ek dink jy offer baie op in terme van jou tyd, jou energie, jou belangstellings. Jy kan ook baie keer jou eie gesin afskeep, mense naby jou. Omdat jy die hele tyd besig is om daar te wees vir ander mense. En weer eens is nie om te sê jy moet daarmee ophou nie, dit is weer daardie balans te kry. So daar mag baie verliese plaasvind en jy word dalk eendag wakker en jou vrou sê vir jou, weet jy wat? Dit lyk net asof jy vir die gemeenskap liewer is as wat jy vir my is. Of jou kinders sê, maar weet jy wat, mamma, ons sien jou nooit nie, want jy's die hele tyd besig met soveel ander goeders. Maar jy's nooit by ons as ons netbal speel of weet ons iewers heen moet gaan of so nie, want jy's net die hele tyd besig met ander mense se dinge. So dan daar kan ander emosionele verliese plaasvind met hierdie geweldig besig wees. En ek dink daai grense is daar vir beskerming, soos enige grens. Ek het 'n muur om my huis en dis nie net omdat die muur mooi lyk nie, dit is daar's 'n veiligheidsaspek daarbey. En ek dink as jy daarom dink, 'n muur om jou emosionele self help ook om daai emosionele self te beskerm sodat jy ook aan jou aandag kan gee wat goed is vir jou menswees, vir jou eie groei, vir jou eie gesondheid, want dit mag dalk later nie net emosioneel uitputtend raak nie, dat dit ook lei tot uitbranding wat 'n baie sterk fisiese komponent het wat jou slaap, jou energievlakke, jou eetlus, alles van dit kan beïnvloed. Dit kan natuurlik goed soos angstigheid en later miskien 'n bietjie uitbranding of depressie ook affekteer. Natuurlik, ek dink die angstigheid is ook die hele tyd van jy hardloop om ander mense te help met hulle deadlines. Jy help om ander mense uit die moeilikheid te help of dit nou is gaan oor 'n motor of dit is van hulle kind wat nou iewers by die skool opgetel moet word en so voort. So jy kan die hele tyd amper angstig raak ter wille van dinge in hulle lewens wat nie eens gaan oor jou eie lewe nie. En dan wil ek net laastens antwoord, ek bedoel alles wat jy sê maak sin, maar ek dink om dit net direk so half
jy weet ek wil nou sê om 'n grasnyer te noem en ek weet glad nie hoekom daai woorde in my kop was nie, maar om te sê dat ja, mens voel mense gaan nie meer van jou hou as mens nie meer ja sê nie. Dit is 'n direkte ding van jy gaan nie meer goed genoeg wees vir ander mense nie. Maar En dit oh het ja, twee aspekte. Die een is in terme van mense mag dalk regtig nie baie omgee oor jou nie. Hulle gebruik jou. Want jy is nuttig in terme van die dinge wat jy voorsien. Jy is soos die plaaslike Uber wat goeders rondry en dinge kom doen vir hulle en gras sny vir hulle of wat ook al die geval mag wees. Maar as jy gaan nee sê, dan gaan hulle dit aanskuif en iemand anders te vra om dit te doen. Maar die tweede gedeelte dink ek is baie belangrik in die goed genoeg voel. Dit is iets wat jy self aan moet kyk en dink as dit vir jou iets is wat jou waarde konfronteer dat jy dalk minder hou van die persoon wat jy sien as jy nee sê. Dit gaan nie noodwendig oor iemand anders se opinie nie. Dit gaan baie oor iets wat by jouself getrigger word om goed genoeg te voel of dalk waardeloos te voel. en dis wat ek nou wou sê is dat dit bring jou by daai angstige gevoel. Jy gaan dalk verskriklik angstig voel dat mense gaan nie meer van jou hou nie. Dan gaan jy voel, ag grense se voet, ek sal maar so aankarring. So mense, indien jy enige vrae het of as jy voel jy is nie seker hoe om dit van nou af te hanteer nie, kan jy e-pos stuur na lisa@wieisek.co.za. Ek sit ook aan Don Bemer, hy is 'n kliniese sielkundige op Stellenbosch. Ek sit al sy besonderhede by hierdie gesprek indien jy vir hom ook wil kontak. Die groot ding is dat mens hoef nie so te voel nie. Jy kan grense stadig in jou lewe inbring en jou lewenskwaliteit kan verbeter deur meer balans te hê in jou lewe. So ons hoop dat julle hierdie kan ter harte neem. Deel asseblief die gesprek. Mens weet nooit wie het nodig om hierdie te hoor nie. En ja, dankie dat jy geluister het en onthou, kyk mooi na jouself.